Ons kan nogal moedeloos word met ons stryd teen die sonde. Soos Paulus wil ons dit wat goed en reg volgens God se wil is doen, maar as ons kom kry, dan het ons dit wat teen God se wil is gedoen. Die sonde bly in ons en maak dit moeilik. Die wonder van die evangelie is dat Romeine 8 vers 1 tot 4 sê dat daar geen veroordeling is vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Christus het kom doen wat die wet van Moses nie kon doen nie. Die wet kon ons nie van sonde verlos nie. Dit help ons net om ons sonde te ontdek. Die goeie nuus van die evangelie is dat God deur Christus met die sonde afgereken het, toe Christus in ons plek die prys vir ons sonde kom betaal het. Deur dit wat Christus vir ons gedoen het, is daar nou vir ons geen veroordeling as ons in Christus is nie. As ons hierdie offer van Jesus in ons plek aanvaar, dan word ons vrygespreek. Al voer ons nog 'n stryd met die sonde in ons, sê God as die regter, ons is nou reeds vrygespreek. Ons ontvang nou reeds genade by God, terwyl ons dit glad nie verdien nie. Christus moes in ons plek vir ons sonde betaal. Die Heilige Gees bring aan ons die ware lewe, die lewe in Christus. En deur die krag van die Heilige Gees maak hy ons lewe nuut, sodat Christus al meer in ons lewe gesien kan word. Ons swakheid met sonde help ons verstaan dat Christus al meer in ons moet leef. Soos Johannes 3 vers 30 sê, hy moet meer word en ons minder. Wat in jou lewe wys dat jy deur God vrygespreek is en nou in Christus lewe? Hoe kan daar in jou lewe gesien word dat die Heilige Gees jou lewe nuut maak en Christus elke dag meer en meer in jou leef?